As jy nog altyd gedroom het om wortels te skiet hier in die tuinroete en hemel op aarde te geniet, is die program net vir jou. My naam is Elspie en saam met Jaco van die JFK groep gaan ons jou wys hoe om jou droom 'n werklikheid te maak. Welkom by Hemel op Aarde. Welkom by ons eerste program van Hemel op Aarde. My naam is Elsabie en ons skop vandag af in Hoekwil, 'n stukkie ongerepte hemel net buitekant die wildernis. Skaars 5 minute weg van wildernis, kom ons op hierdie ongelooflike, onbeskryflike mooi plek af. Elke deel van jou word gevul, wat jy sien, wat jy hoor en wat in jou siel ervaar. Edenview Boutique Hotel, 'n stukkie hemel op aarde hier in die tuinroete, wat ek jou graag wil gaan wys. Kom saam met my. Ek staan hier by ons hoofborg, Jaco Kriel van JFK. Jaco, baie dankie dat jy my hierdie kant gebring het. Dit is 'n fantastiese plek. Dit is 'n plek wat mense nie verwag nie. En so naby aan George. Hoe het jy aan hierdie plek gekom? Elsabie, deur 'n netwerk van vriende is ons bekendgestel aan die eienaars hier, wat die plek in die mark het. En wat 'n voorreg, soos jy sê, om dit vir hulle te kan bemark, nasionaal sowel as internasionaal. Ja, ons het nou 'n bietjie rondgestap hierso. Hoeveel slaapkamers het Edenview Boutique Hotel? Mense staan verbaas en jy slaan jou hande saam as jy sien, dis nie net slaapkamers nie, dis 10 luxe suites met sy eie sitkamer en ensuite badkamer en studeerhoek, sowel as 2 dubbelbeddens in elkeen van die slaapkamers. As ek hier na toe kom vir 'n week, want ek kan nie net vir 'n naweek kom nie, hier's te veel om te doen. Ek sien hier's 'n gym ook. Hier is 'n TV-kamer met 'n groot skerm, hier's 'n swembad, en net een, 2 swembaddens, en dan is hier 'n wandelpaadjie ook. Wat is daar nog om te kom doen hierso? Ek dink die nuwe eienaars kan die potensiaal van hierdie plek so ontgaan, soos jy sê, dit bied alreeds so baie gaste of korporatiewe maatskappye wat dit wil gebruik as 'n wegbreek. Hoef eintlik nie verder te gaan as wat hy reeds is nie, maar daar is meer. Hier is luxe tuine ook, en ons is omring deur berge, die mooiste natuur skoon, en mens wil langer as 'n week bly. Hoe ver is hierdie plek van George af? Soos die kraai vlieg, nie baie ver nie, maar pad langs 'n goeie 15 tot 20 kilometer. Ons is in Hoekwil, en dit is so 20 kilometer van George af, en net bokant wildernis. Hoe ver is ons van die strand af, van wildernis strand af? Want ek dink dit is baie belangrik. 7 minute se ry, dan is jy daar. Ek weet daar's baie mense wat vol kykers is, as jy dit noem, die birdwatchers in Engels. Dink jy hier is 'n verskeidenheid van voeltjies wat dalk gesien kan word, want ek kan hulle hoor? Ek weet hier's arend, en ons het nou 'n visarend ook gehoor, so dit is vir my die mooiste en die belangrikste. Maar ja, 'n ryke voellewe in die omgewing, en dit is juist 'n toeriste aantreklik. Nie net het my oë ontvang nie, my oor het ook ontvang, maar my siel is vol vandag, nadat ek hierdie stukkie hemel op aarde kon beleef.
As jy sou belangstel om die plek jou plek te maak, kontak vir Jaco by JFK Groep. Waarom is Nina's restaurant in George so gewild? Ek het met Wern gaan gesels en uitgevind oor die oorsprong en die lekkerte wat Nina's alles bied. Ek kuier vandag saam met die welbekende chefspaartjie Wern en Tash van Nina's restaurant hier in George se Hoofstraat. Nie net kry jy hier die varsste kos nie, maar hulle is ook wel bekend vir die koeke wat hulle voorsit. Ek wil graag gaan wys. Kom saam met my. Ek is bevoorreg om vandag saam met Wern hier te sit. Wern, baie dankie dat ons hier kan wees. Jy het 'n pragtige plek. Jy is bekend, of ek sê Nina's restaurant is bekend vir soveel van julle disse en koeke. Wat sou jy sê is iets wat die mense regtig moet kon probeer eerste by jou restaurant sal kom eet? Baie dankie en welkom hier vir julle. Ek sal definitief sê ons koeke. Ons baie bekend vir ons hamburgers. Tasha, my vrou, is 'n ongelooflike bakster. Sy beplan al die verskillende koeke en ek dink ons het seker wat 20 verskillende koeke wat ons nie daagliks beskikbaar het nie, maar weet is dit en 'n stroopkoeke en sy bak ongelooflik baie koeke. Ek is 'n groot liefhebber van wortelkoek. Sou jy dit aanbeveel? Absoluut, ek dink dit is waarvoor ons die bekendste is. Toe die koeriers nog goeders koeke sou vervoer het, ons 'n paar jaar terug het ons baie gereeld koeke Johannesburg toe gestuur vir mense. Julle het ook julle eie kruietuin en groentetuin wat absoluut uniek is. Ek dink aan 'n restaurant wat mense nie so moet kry nie. Wat plant julle alles hier agter? Man, ons plant van kruie tot ons het so 'n klein greenhouse buite. Ons kweek ons eie microherbs. Van spinasie, ons het blueberries, ons het suurlemoene, ons plant seisoonaal. So wat ek al groei, plant ons en ons gebruik in ons disse. Nina's is nie net 'n restaurant nie wat julle na in die hart lê nie. Dit is julle baba. Letterlik ons baba. Ons het 'n restaurant gehad in George en Tash was swanger en ons het die baba dogtertjie verloor en haar naam sou Nina gewees het. Ons het letterlik die restaurant verkoop wat ons gehad het en ons het Nina's Cafe oopgemaak. So Nina's is nie net 'n restaurant ook nie, dit is deel van julle en julle harte gaan heeltemal hierin. Nie mense kan julle kos sien en die atmosfeer in die plek en ook julle het baie voete soos hulle sê. Ja. Ons kliëntel is meer lokaal. Ons regtig waar cater nie, maar die meerderheid van ons kliënte is lokale kliënte. Waar kry jy al die wyne vandaan? Ek dink ons is op 'n stadium nou waar almal wat 'n etiket het wat nie oral beskikbaar is nie, hulle vind ons en hulle wil graag hê ons moet ook hulle wyne by ons sit. Dit gaan nie net hierdeur nie, ons het ook 'n groot groep op WhatsApp met so 150 kliënte wat landwyd wyn koop by ons. Vertel vir my van die fondsinsamelinge wat julle doen. Ek en Tash is op 'n komitee vir Carpe Diem, die plaaslike gestremde skool. En ons reël saam met ander komiteelede elke jaar 'n fondsinsameling vir Carpe Diem. Franco Ferreira, die bekende chef wat oorlede is 2 jaar terug, hy het dit begin 15 jaar terug en ek het so 4 jaar terug het ek oorgeneem by hom as voorsitter van die komitee. En dit gaan basies oor ons het 400 kinders wat ons voer in die skool en ons moet hulle 2 keer 'n dag kos gee. En ons kry net R8,000 'n maand van die departement af om dit mee te doen. Ja. So ons moet fondse insamel sodat die kinders kan kos hê om te eet. So ons reël hierdie groot funksie elke jaar, 200 mense en dan sit ons 20 pop-up restaurante op langs die skoolsaal en ons kook 'n 4-gang maaltyd gourmet gepair met wyn vir daai kliënte en ons doen auctions en ons samel geld in vir die skool.
en sonder daai funksie sal daai skool nie bestaan nie. Harold's Baai het eers bekend gestaan as Sandstrand, maar is in 1823 hervernoem na Johannes Harold, 'n hengelaar van die omgewing. Vandag is Harold's Baai 'n bekende en gewilde vakansiedorp wat jaarliks deur duisende mense besoek word. Ons het gaan kyk hoe dit moet wees om 'n dag in Harold's Baai te kan woon. Ek is in Harold's Baai, die speelplek van die rykes, maar vir ons wat hier in die tuinroete woon, is dit ons strand, ons lekker plek waartoe ons kan kom. Kom ek gaan wys jou wat is hierso. Elsbie, ons weet vakansie gaan oor kuier en kyk hierdie fantastiese kombuistafel waar onmens kan kuier met 'n fantastiese sitkamer. Maar ek dink die juweel van hierdie slot is by. Jaco, waarom sal iemand hier wil belê? Ek dink dit is 'n ideale, fenominale kuierplek. Harold's Baai en die omgewing bied so baie. Maar hierdie huis, ek weet nie of mens van hier op net strand toe sal gaan en terugkom nie, want mens kuier so lekker en ek moet jou alles gaan wys. Hoe ver is Harold's Baai van George af en van die lughawe af? Karskoggie, ons is seker 10 minute se ry op die langste van die lughawe af en 15 minute van George af, as jy die N2 vat, is jy baie vinnig in George, by die sakesentrum, waar jy al jou inkopies kan doen, maar die hele tuinroute is tot jou beskikking as jy in Harold's Baai bly. Elke ding, of ek sê, in elke gesprek kom hierdie vraag altyd op veiligheid in Harold's Baai. Hoe veilig is ons hierso? Wel, by die inry het ons geen addisionele veiligheidswagte gesien of hierdie hoë heininge dat mense van Gauteng gewoond is nie. So Harold's Baai is so veilig soos die hele tuinroute op hierdie stadium en mense geniet dit net. Harold's Baai is ook deel van die groter baai van Mosselbaai. En dit is hier waar jy die walvisse kan sien speel en ook dolfyne sien spring. Dit is ongelooflik. Selfs 'n kachel vir die koue wintersaande. Dit is jou perfekte huis vir wegbreek, saam met jou familie en vriende. As jy nou gedink het, dit is mooi, moet jy bo beleef. Dit is 'n ander level. Kan jy nou indink om in hierdie slaapkamer wakker te word elke oggend met hierdie uitsig? Prentjie kan dit nie beskryf nie. Dis al so rowend mooi. Dis iets om te beleef. Dis iets om jaloers te wees. Dis iets waaroor enige iemand net kan droom. Indrukwekkend, nee. Dis onbeskryflik mooi, Jaco. Elsbie, dit is die hoofslaapkamer. Ja. Sy eie suite, ons suite badkamer, wat ons nou sal kyk. Maar dan zijn er nog 3 slaapkamers op die onderste verdieping. En dan is daar nog een granny flat, heel onder, en sy eie badkamer. So hierdie huis bied so baie. En 3 motorhuise. Maar waar ook die meeste opgewonde is agter hierdie deur. Kom ek gaan wys vir jou. Ek het so gesê,
Hierdie is nou 'n behoorlike braaikamer waar jy 'n dubbelbraai het, jy het 'n vol kombuis, jy het jou kaggel vir die koue aande en jy het 'n TV vir die rugby. Hulle sê almal wil 'n huisie by die see hê. Harold's Bay is by die see. Dis mooi huise. Wat dink jy? Harold's Bay? Hier in George is daar 'n plekkie in die son vir elkeen, soos Mabra ons gewys het. Haar gebak is besig om nie net die winkelrakke nie, maar ook die rakke van huise oor te neem. Ons het by haar 'n besoek gaan aflewer en is uit ons sokkies uitbederf. Ek is seker elkeen van ons is stout vir 'n koppie koffie en 'n beskuit in die oggend en dan jou soetkoekie saam met jou tee in die middag. Ek is hier saam met Barbara, George se tuistebakker van hierdie lekker gebak. Dankie dat ons vandag hier by jou kan wees, Barbara. Dankie, dis lekker om julle hier te hê. Jy het 'n verskeidenheid van gebak wat jy uit hierdie kombuis uitbring. En nie net is jy 'n verskaffer aan winkels in die omgewing nie, maar jy bak ook om te bestel by enige Georgiet in die omgewing. Wat bak jy alles? Want dit ruik verskriklik lekker. Ek het al geproe en ek dink nie die kalorieë van my so goed doen nie. Wat bak jy alles? Baie dankie. Ek bak oudtydse soetkoekies, oudskoekies, gemmerkoekies, koeksisters, ciabatta brode, karringmelkbeskuit, melkterte. So daar is soveel en gesondheidsbeskuit. Jou naam, Mabra, op die koekies. Dit het ook 'n storie. Ja, toe ons in Johannesburg gebly het en my kind op skool was al die vriende altyd by ons. So ek moes altyd maar sorg het dat daar vir almal eetgoed is en dan het hulle oorgeslaap en ek was basies soos hulle tweede ma. En eendag toe het hulle besluit, maar hulle gaan nou nie meer vir my Tannie Barbara noem nie, hulle gaan nou vir my Mabra noem. En dit is waar my naam vandaan gekom het. So enige van ons kan soek vir Mabra op die winkelrakke. Ja. Hoe het jou resepteboek ontstaan? Toe ons hoor, of nie toe ons hoor nie, toe ons besluit het ons gaan nou aftree, toe het al die vrouens wat ek in Zambia voorgebak het vir my gesê, wat van ons, wie gaan nou vir ons bak? Ja. En toe het ek besluit, okay, nou gaan ek 'n resepteboek saamstel. Toe het ek 'n resepteboek saamgestel en my skoondogter Sunay Kent het vir my gehelp om alles bymekaar te kry. Sy het die voorblad en die agterblad gedoen en toe is ek na 'n plek in Johannesburg waar die vrou vir my die hele resepte uitleg gedoen het en daar het ek 'n resepteboek. So my resepteboek het ek omtrent al soos 80 eksemplare verkoop. Ek persoonlik is gek oor 'n ciabatta brood. Ek is stout vir 'n ciabatta brood, maar ek kan self nie 'n ciabatta brood bak om my lewe te red. En hier lê 3 fantastiese ciabatta brode. Hoe maak jy dit? Dit is so maklik. Jy vat 550 gram koekmeel, 10 ml sout, dan meng jy dit en dan vat jy 10 ml yeast en jy sit dit in 500 ml lauwarm water en dan gooi jy dit in die koekmeel en jy meng dit met 'n vork totdat die deeg lekker bymekaar kom en jy gaan sit vir hom soos 'n babietjie onder 'n kombersie, laat hy rys omtrent 2 ure. As hy klaar gerys het, gaan jy jou pan vat, spruinkoek spuit, bietjie meel strooi en dan gooi jy daai deeg in jou pan. Jy maak hom bymekaar met 'n groot lepel en jy moet jou onthou om jou oond aan te sit. Ja, nee, dis vir ek uit die bus uitval. Ja. Jou oond moet aan wees op 240, so dis warm. So as jy daai ciabatta brood in die oond sit, gaan hy nie hardloop nie, want daai hitte maak dat hy bymekaar bly. En dan bak jy hom vir 25 minute en daar het jy 'n vinnig maklike brood.
By ons as Georgitas baie bevoorreg om jou hier by ons te hê en jou gebak te kan geniet en jou gebrode hier by ons te kan hê en te geniet. Baie dankie. Baie dankie, dit was so lekker om julle hier te hê. In George gee ons mense om vir ons gemeenskap. Ek het 2 sissies ontmoet wat hulle passie uitleef deur hulle self en hulle tyd op te offer om ander vrouens op te bou. Alles gebeur hier by 'n Empire. Die lewe kan soms ongenaakbaar en koud wees en nie een van ons is 'n vrywaar om die klappe wat die lewe soms uitdeel mis te loop nie. Hier in George by her Empire het ek met Natasha ontmoet wat juis 'n verskil maak in vrouens en in jong mense se lewens. Mense wat geen hoop gesien het vir hulle nie en mense wat glad nie uitkoms gesien het nie, kan hier uitkoms vind. By her Empire word daar verskeidenheid geleenthede geskep vir alle vroue, waar hulle by mekaar kan kom en in 'n veilige omgewing verskeie kundighede kan aanleer, of selfs net nuwe vriendinne te maak, waar elkeen hul brein heeltemal kan uithaal en van die mooiste geskenke en konversies optower. Die voorreg van vrou wees en skepend te wees op 'n manier wat jy nog altyd wou wees, word hier moontlik gemaak. Natasha, hoe het her Empire begin? Hierdie inisiatief het ons begin om verskil te maak. Jy kan nie die wêreld red nie, jy kan nie almal red in die lewe nie, maar deur een persoon se lewe te verander, kan jy 'n ripple effek skep, waar jy vele mense se lewens kan verander deur een persoon wat dan dit vorentoe betaal. So ons het dit begin met die doel om net nuwe hoop te bring, veral in George en die tuinroete, want as ons nie iets doen nie, gaan niemand anders dit doen nie. Ek sien julle het onder andere ook 'n area waar vrouens hulle eie parfuum kan maak. Elke divisie hierso by ons is geskep dat dit nie net 'n produk is wat jy koop of iets is wat jy kry nie, jy kan daaruit leer. So jong mense en vrouens kan net kom en leer hoe parfuum werk, hoe om dit aan te maak, hoe om aromas te skep, as ook hulle kan hulle eie parfuum kom bottel en dan ontwerp hulle saam met ons graphic designing en sy vat dan die grafiese ontwerp van die bottels en sy kan dit vir jou persoonlik maak. Hoeveel vroulike entrepreneurs het julle nou opgelei? As jy kan min of meer onthou, weet hoeveel? Nog nie genoeg nie. Hierdie jaar sover kon ons ongelukkig nog net 14 besighede help. En ek sê ongelukkig want die nood is baie groot. Maar dan is daar ook die positiewe kant van dit. Dis al 14, dis 14 vrouens wat nou selfstandig is, wat inkomste het en wat nou weer soos hulle groei, nuwe werk kan skep vir ander vrouens en jong mense. Met soveel om jou wat jou aandag trek, waarin jy net wil vat, en alles net so gemaklik en spontaan gebeur, kan jy nie help om die liefde in alles te sien en ervaar nie. Nadat jy juist die ander been van her Empire, die plek waar vrouens kan kom waar hulle veilig is. Wat is jou doel hierso by her Empire?
So Elsabie, hierdie dier is my dier om te bemark en dis 'n grootte. So dit is die idee dat ek al die vrouens wat hier inkom, basies hulle entrepreneurskap bemark. Jy en jou sussie laat dink my aan Spreuke 31 vrouens wat met liefde raad gee en luister en 'n pad maak waar vrouens kan opstap en julle gee hulp. Hoe kyk julle na julleself na 'n dag by The Empire? Dit is baie belangrik en dit is waar ons twee sissies inkom. So ons is mekaar se, hoe sal ek sê, sisters keeper. So as ek sien Natasha is 'n bietjie plat van energie, het nie meer energie nie, dan sê ek vir, okay, dis nou tyd. Dis nou tyd dat jy rus. Dis tyd dat jy reg eet. Ons kyk, laat ons altyd ietsie eet, ietsie in die hand het, laat ons water drink, klein goedjies wat 'n groot verskil maak. En as sy die dag vir my sê, ek kan nie my 100% gee nie, dan gee ek 110%. As ek vir die dag sê, ek het net 20%, dan gee sy weer die res. So ons vul mekaar baie mooi aan en maak seker dat ons nie uitbrand nie, want dit is iets wat ons baie gestel is op, laat ons nie uitbrand nie. So as jy in George is, al ry jy net hier verby, moenie hierdie plek misry nie. Maak 'n plan om hier uit te kom. Val net in vir 'n koppie koffie en kom koop aan hierdie wonderlike produkte wat self gemaak word. Want so help jy 'n vrou opbou, so gee jy hoop en so bou jy 'n nuwe huis. Dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Ek sien jou volgende keer weer, hier by my stukkie hemel op aarde. 'n Spesiale dank aan ons hoofborg, die JFK Groep. Vir enige navraag oor eiendom in die tuinroete, kontak vir Jaco by www.jfkgroep.co.za.